Goeiedag julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam uit Lukas 20 vanaf vers 19 tot 40. In vers 19 tot 26 sien ons hoe die Fariseërs Jesus in 'n struik wou lei, deur spioene wat voorgegee het dat hulle regverdig was, na Jesus te stuur. Hulle doel was dat hulle hom wou probeer uitvang op grond van wat hy sê, sodat hulle hom dan aan die gesag van die goewerneur kon uitlewer. Nou in vers 21 en 22 lees ons, en hulle het hom gevra en gesê, Meester, ons weet dat u reguit praat en leer en die persoon nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer. Is dit ons geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Hulle het so gehoop dat Jesus 'n antwoord sou gee wat hom of teen die Romeinse owerheid of teen die Joodse volk sal laat draai. Ons sien dan hoe hulle plan misluk toe Jesus vol wysheid en deernis vir hulle in vers 24 en 25 vra om vir hom 'n muntstuk te wys en vra hulle dan, wie se beeld en opskrif daarop is? Hulle antwoord en sê, die keiser se. Hy antwoord hulle met 'n diep en betekenisvolle antwoord deur te sê, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat aan God toekom. Hier wys Jesus vir hulle dat daar 'n plek vir aardse gesag is, maar dat daar iets is wat ver bo alle menslike gesag is. Ons lojaliteit aan God. Die munt dra die beeld van die keiser, daarom behoort dit aan hom. Maar ons as mens dra die beeld van God, soos ons dit in Genesis 1 vers 27 gelees het. Daarom behoort ons aan God. Jesus leer hier vir hulle en ook aan ons vandag, dat gehoorsaamheid aan wette en verantwoordelikheid in die samelewing belangrik is, maar dat ons hoogste lojaliteit altyd aan God behoort te wees. Jy sien, ons identiteit lê in God. Soos die min die keiser se beeld dra ons God se beeld. Ons lewe, ons gedagtes, ons tyd, ons woorde en al ons dade behoort aan hom. Ons lewe hier op aarde moet 'n balans tussen aardse plig en ons geestelike roeping hê. Ons betaal belasting, ons werk en respekteer die landswette, maar ons moet altyd onthou dat hierdie dinge tydelik is. Wat vir ewig saak maak, is om God te eer met hoe ons leef. Ons moet aan God gee wat aan hom behoort. Dis nie net geld of tyd nie, dis ons hele hart. Want wanneer ons lewe aan God oorgee, lewe ons met ware vryheid, vrede en 'n doel. En dan verder lees ons in vers 27 tot 40, waar die Sadduseërs, dis nou 'n groep wat nie in die opstanding geglo het nie, na Jesus toe kom met 'n moeilike vraag. Hulle probeer hom ook vasvra met 'n storie oor 'n vrou wat met 7 broers getroud was. Hulle vra vir Jesus, wie se vrou sal sy wees in die opstanding? Dan antwoord Jesus met goddelike wysheid, as hy vir hulle sê, daar sal in die opstanding nie meer getrou of in die huwelik gegee word nie, want ons sal soos engele wees, kinders van God, kinders van die opstanding. En hy voeg by, dat God nie die God van dooies is nie, maar van lewendes. Nou hier openbaar Jesus aan hulle 2 groot waarhede. Eerstens, dat die lewe na die dood 'n werklikheid is. Jy sien, die Sadduseërs het probeer om die opstanding heeltemal belaglik te maak, maar Jesus wys vir hulle, dat God self die God van Abraham, Isak en Jakob is, mense wat lankal gesterf het, leef nog steeds by hom in die hemel. God se verhouding met sy kinders eindig nie in die graf nie. Die tweede wat hy vir hulle leer, is dat die ewige lewe anders is as die aardse lewe. In hierdie wêreld is ons verhoudings beperk deur tyd, verlies en die dood. Maar in die ewige lewe sal ons volmaak wees in liefde en gemeenskap met God. Daar sal geen trane, pyn, siekte of skeiding wees nie. Ons sal volkome aan hom behoort. Nou ek wil julle aanmoedig om elke dag te leef met 'n ewige perspektief.
Bou jou lewe en geloof op die lewende God en Vader, wat sy seun Jesus as mens aarde toe gestuur het, om as verlosser aan die kruis vir ons sondes te sterf, sodat ons die ewige lewe kan beerwe en ewig lewe. Baie mense leef net vir vandag, vir sukses, vir gemak en of erkenning. Maar Jesus herinner ons dat daar 'n groter werklikheid wag. Elke besluit, elke verhouding, elke keuse behoort ons aan die lig van die ewigheid te meet. As gelowige hoef ons nie die dood te vrees nie. Omdat Jesus self die opstanding en die lewe is, hoef ons nie bang te wees vir wat na hierdie lewe kom nie. Vir 'n gelowige is die dood nie die einde nie, maar 'n deur na 'n voller lewe saam met God. Beslis iets om na uit te sien. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.